Goeiemôre gemeente. Dit is heerlik om julle vanoggend hier op hierdie koel oggend bymekaar te kan sien en te kan weet dat ons vandag op hierdie kosbare dag dit kan vier dat die Here het opgestaan. Hy leef en hy het opgevaar na die hemel. Ek wil vir julle elkeen welkom sê en vir julle vra dat julle vir 'n oomblik net julle oë sal toemaak. En dat jy vir 'n oomblik sal dink aan alles wat jy neersit om hier te kan wees vandag. Dalk is jou bed nog nie eens opgemaak nie. Dalk wag die wasgoed vir jou by die huis. Dalk moet jy verlof vat om vandag hier te wees. Here, toe ek vanoggend opstaan en die donkerte reg rondom die huis eintlik koud. Na 'n dag lyk van donker en van koue. Kon ek oor die horison sien hoe die son begin opkom en eintlik die donker wolke van reën so bietjie wegdruk. En Here, ek het vanoggend besef dat dit is die dag wat U gemaak het. Here, daarom wil ons verheug wees en ons wil verbly, onsself verbly daarin dat hierdie dag ook deur U gemaak is. En Here, waar ons vir 'n oomblik kom stil word vanoggend om te kom dink aan so 'n kosbare geleentheid en tyd in ons onderbou en in ons wese van ons geloof. Wil ons vra, Here, dat U vir ons dit wat ons hoor, dit wat ons in ons harte laat kom lê vandag, sal deurtrek deur ons elke oomblik van doen vandag. Amen. Ek wil vra dat ons al is ons ver uit mekaar uit vir 'n oomblik na mekaar toe ook draai en vir mekaar vanoggend môre sê. Ek weet hier is nuwe persone hier tussen ons. So reik uit en sê hallo, groet en sê sommer net wie jy is en waar jy vandaan kom. Om sê so 'n stukkie net van al is ons ver versprei vanoggend uit die banke, 'n stukkie van gemeenskap van gelowiges ook te ervaar in die hallo sê van mekaar vandag. So kom ons draai na mekaar toe en ons groet mekaar vanoggend. So met die begin van ons erediens gaan ons ook ons kers aansteek vir oggend. En ek wonder of daar iemand is wat vir oggend saam met my die belewenis gehad het of die gevoel dat hulle vandag ook net wil sê, Here, ons weet dat hierdie dag is ook vandag deur U gemaak. Is daar iemand wat vir oggend vir ons die kers wil kom aansteek om ons net te herinner aan God se teenwoordigheid ook vanoggend hier?
Terwyl ons die lied gaan sing, wees stil en weet, terwyl jy die kers kan sien brand hier so volgend, wees stil en weet, so seker soos wat jy hierdie lig vanoggend hier sien, hy is Heer en hy is in beheer. Terwyl ons dit sing, gaan ek ook vir ons die 7 kersse hier agter ons aansteek. Ons het die heel pad met lydenstyd die kersse doodgemaak en met opstanding Sondag die kersse aangesteek dat hulle brand. En vanoggend steek ek hulle weer aan met die wete dat al het Jesus opgevaar na die hemel en is hy nie by ons nie, het hy vir ons die Heilige Gees gegee om by ons te wees. Ons is 'n bietjie gelukkiger as die disippels wat vir 10 dae moes wonder en wag om te weet of Jesus sy belofte gaan nakom om iemand te stuur om by hulle te wees. Ons weet reeds dat hy is by ons. So kom ons staan en dan sing ons die lied Wees stil en weet, ek is die Heer. Alle volke loof die koning. Alle volke loof die koning. Oorwinnend gaan hy in sy woning. In goddelike majesteit op 'n wolk voor mense oë, onpylbaar deur hemel bo. Vaar hy omhoog in heerlikheid. Aan God se regterhand hou hy sy werk in stand. Loof die koning. Buig voor hom neer. Buig voor hom neer. Oorwinnaar, redder, Christus, Heer. Kom ons sing majesteit net daar waar ons sit en ons erken dat die koninkryk van God leef voort in ons harte hier op aarde, maar leef in die hemel en is 'n werklikheid. Jesus is nie dood nie. Hy het opgestaan en hy leef en hy sit aan die regterhand van God. Glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning wilde bewys.
heerlikheid. Ons wil Jesus, die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, straal van sy troon tot waar ons kom, ons wil hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gestaan, ons heil verwag, hy het oorwin. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat opgestaan het uit die dood. Vanoggend wil ek uit hierdie groet uit en die belewenis wat ons het, dat Jesus by ons is, deur sy Gees, soms so 'n stukkie uit ons huis uit vertel vanoggend, gisteraand toe ons nou so 'n bietjie gesels deur die res van die week en wat gebeur, en my man vra my, is ek môre aand by die huis, hy het vergeet, dis vandag Hemelvaart, sê ek nie, ek is nou vanoggend by die erediens en vanaand by die erediens. Nou vra die heel kleintjie vir my, nou het ons bietjie gepraat het, het nou gevra oor Hemelvaart en ek wil weet, wat gaan nou aan en hoekom en al daai dinge. Nou sê sy vir my, mamma, ek wonder nou net oor een ding. Mag ek vir mamma 'n vraagie vra? Ek sê vir haar, ja my skat. Sy sê vir my, mamma, as ons nou doodgaan, dan weet ons gaan hemel toe, want ons is kinders van God. Maar wat gebeur as ons 'n tweede keer doodgaan? En ek besef in haar koppie van 'n 7-jarige, is daar so 'n moeilike stukkie begrip om te verstaan wat die ewigheid beteken. En ek sit en dink, hoe moet ek nou vir haar dit beskryf, dat daar nie meer dood sal wees nie, nie meer siek nie, nie meer swaar kry, alleenheid, hartseer nie. En dit sal vir ewig so wees. En ek besef, Here, ek in my menslike begrip kan nie eers dink hoe dit gaan wees nie. Die ewigheid saam met U. En die Hemelvaart is dit vir ons vandag, 'n ewigheid saam met die Here. Hy het vir ons 'n plek gaan voorberei en daarom is dit vir ons moontlik. Maar my oudste besluit toe dat sy gaan vir mamma uit die moeilikheid uithelp en sy sê, mamma, kom ons sing net vir haar die liedjie, ek sien 'n nuwe hemel kom. Sy gaan dan verstaan. So kom ons sing die lied, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, as voorbereiding van ons teks wat ons uit Handelinge uit gaan lees vandag. Kom ons staan en dan sing ons dit saam.
ons sluit net die oë. Here Jesus, U het na die hemel toe opgevaar en sit aan die regterhand van die Vader. Ons loof U vir U oorwinning oor die dood en die nuwe lewe wat U vir ons gebring het. Stuur U Heilige Gees om ons te lei en te versterk, sodat ons getrou kan wees in ons roeping. Mag ons deur hierdie diens herinner word aan U grootheid en die beloftes wat U aan ons gegee het. Amen. Net voor Jesus se hemelvaart beloof hy: ek sal julle nie soos weeskinders agterlaat nie. Julle sal my Gees ontvang, sê Johannes 14 vers 18. Maar uit dit wat ons lees, besef ons dat die disippels het nog glad nie verstaan wat Jesus vir hulle sê nie. En hulle gaan aan, hulle bly getrou, hulle kies 'n nuwe disipel en hulle bid met die hoop dat die Here regtig die Gees sal stuur soos wat hy beloof het. En 10 dae later, terwyl hulle bid, het daar 'n geluid soos 'n kragtige stormwind opgeklink en die vertrek waar hulle was gevul. Op Pinkstersondag het hulle met die krag van die wind en die vuur besef dat die kerk gebore is. Die disippels se geloof was nie te vergeefs nie. Hulle het nie verniet gehoop nie. Hulle sou verder bekend staan as apostels wat gestuurdes beteken. Met die hemelvaart lees ons in Matteus reeds dat hulle die opdrag ontvang om te gaan en te gaan vertel. Kapelaan Dominee Marijke Venter wat Sondag hier was, het baie klem gelê op daai gaan en gaan getuig. Julle is getuies van my. Maar wanneer 'n mens besig is met 'n mens se Pinkstervoorbereiding as predikant, kan ek nou net vir myself praat, maar hemelvaart is vir my die begin van Pinkster. Dit is nie twee goed wat losstaande van mekaar eintlik funksioneer nie. Die een loop in die ander, en so kan ek die hele kerkjaar vat en hoe alles in mekaar vloei tot hier waar ons nou vandag staan. En ek wil graag vir julle lees uit Handelinge 1 vers 1 tot 11 uit. En ek lees dit vir julle, dat julle kan hoor wat is hierdie belofte van die Heilige Gees wat vir ons gegee is. My eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels gekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van die 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle dit van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En hy het vir hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, het hulle nog stip na die hemel gekyk, en daar het skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk?
Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgegaan is, na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. Gaan nou nie verder daarso lees nie. Dan gaan ons al in Pinkster in die uitstorting van die Heilige Gees. Maar ek wil hê dat julle so 'n oomblik saam met my moet dink aan die belewenis wat hierdie disippels moes gehad het toe hulle vir Jesus weer moes groet. Vraag 49 van die Heidelbergse Katekismus vra vir ons: watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Kan daar enige voordeel in wees dat ons geskei is van Jesus en dat hy na die hemel toe opgevaar het, dat ons in ons koppe alleen agtergebly het? Wat het daai dag in die disippels se harte geleef toe hulle vir Jesus weer groet? Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, sê Johannes 16 vers 7. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Dit sal tot julle voordeel wees. Hoe kan dit goed wees? Wat is die nut? Hoe gee die hemelvaart van Jesus Christus vir ons hoop? Dis my kosbare tyd na die opstanding van Jesus, hierdie 40 dae tot waar die disippels hom eintlik weer groet. Hierdie tydperk is vir my persoonlik 'n ongelooflike stuk geloofsgroei wat vir my plaasvind elke keer as ek na die opstanding begin lees oor die hoeveelheid keer wat Jesus verskyn het en aan mense en sy disippels kom sê het, ek leef regtig. En elke keer as jy die verhale begin lees, dan was daar eers hierdie skok van die disippels gewees van, wie is hierdie, wie is nou hier tussen ons? Die Emmausgangers het hom eers raak gesien toe hulle brood gebreek het saam met hom. Hierdie skok wat hulle beleef, hierdie stuk ongeloof wat uitgewis word, Jesus leef soos wat hy gesê het hy gaan. En ek dink hulle het net oor hierdie skok begin kom en net weer hulle voete begin vind en begin gewoond raak aan Jesus in hulle midde en amper al vir die verligting van, hy is terug, ek hoef nou nie meer nie, Jesus sal steeds. En dan die volgende oomblik sê hy vir hulle, maar ek moet weggaan. En dan sê, maar hoe kan u nou weggaan? U het nou net teruggekom na ons toe. En ons sien in Johannes 14 vers 1, wanneer Jesus hulle antwoord en sê, moenie ontsteld wees nie. So hulle was duidelik nie gelukkig met die woorde wat Jesus vir hulle gesê het, om te sê, ek gaan nou weer van julle af weggaan nie. En dan sê Jesus vir hulle, moenie ontsteld wees nie. Maar ek dink nie hierdie woorde het veel gehelp nie, want as mens luister na wat Thomas sê, en sê, Here, waarheen gaan u en hoe gaan ons weet waarheen om te gaan as u weg is? Die disippels is verward, hulle weet eintlik nie watter kant toe nie. En dan kom Jesus en hy kom probeer hulle weer oortuig en hy sê vir hulle dat sy lewe hier op aarde is klaar. Dit wat hy moes kom doen, het hy kom doen. En dit hoor ons aan sy woorde aan die kruis, tetelestai, dit is volbring. Die verlossing is verkry, dis afgehandel. Dit wat Jesus kom doen het, dit waarvoor hy aarde toe gekom het hy kom doen. Dis klaar. Maar sy verhouding met ons is nie klaar nie. Sy pad met ons is nie klaar nie. Hy sê, ek gaan
Ek gaan nou 'n plek te gaan voorberei. Ek gaan terug na my Vader toe. Ek gaan vir julle 'n plek gereed maak. Ek gaan om julle voorspraak te wees, om vir julle by die Vader in te tree. Jesus sê dat sy teenwoordigheid in die hemel is net so voordelig vir ons as wat dit was dat hy by die disippels was. Jesus gaan te voort en hy probeer sy disippels troos. Hy sê vir hulle, ek gaan 'n plek om vir julle gereed te maak en ek kom terug en ek sal julle na my toe neem sodat julle ook kan wees waar ek is. En dan sê hy ook vir hulle, my weggaan is nie vir ewig nie. Wanneer die tyd reg is, sal ek julle kom haal. So Thomas se bekommernis van, Here, maar hoe gaan ons die pad ken? Hoe gaan ons weet waarheen om te gaan? Beantwoord Jesus om te sê, maar ek gaan julle kom haal. So daar's nie eintlik eers 'n kans dat ons kan verdwaal nie. Hy kom sy kinders haal. En ons sal sy stem hoor. Moenie ontsteld wees nie, moenie bang wees nie. Nog 'n klein rukkie, Johannes 16 vers 16 sê Jesus. Nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie. En weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Hoe lank is hierdie klein rukkie? Vir ons is dit al duisende. Nie net 'n dag nie. Nie net 'n maand nie, maar vir ons is dit al by die 2000 jaar hierdie rukkie, hierdie kort tydjie wat Jesus weg is. Maar daar's hierdie belofte, hierdie troos, dat hy is besig om vir ons 'n plek voor te berei. En 'n troos dat vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Tyd lyk anderster in God se ruimte. En miskien lê daar ook 'n stukkie troos daarin dat ons weet dat God nie die wederkoms onnodig sal uitstel nie. Dit sal net soos die eerste koms gebeur op die oomblik wat God dit self bepaal. Wanneer Jesus hierdie belofte maak om te sê ek sal weer kom, dan praat hulle in die Grieks met die woord beteken pand of onderneming of pledge, 'n belofte. Dit lê hierin opgesluit swaar om te sê ek sal doen wat ek gesê het. Ek kom terug om jou te kom haal. In hierdie kort rukkie voordat hierdie nuwe wêreld aanbreek, mag ons egter nie terugsit nie. Ons kan nie net sê Jesus het die oorwinning oor die kruis behaal en nou wag ons maar vir daai dag wat hy terugkom om ons te kom haal nie. Eintlik sou ek vir daai klein ding van my kon verduidelik dat ons gaan 2 keer dood. In die eerste plek sterf ons aan onsself hier op aarde en lewe ons saam met Christus, saam met die Gees, saam met die Trooster wat hy vir ons stuur. Nou alreeds hier op aarde, voordat ons eendag dan ons liggame se dood beleef en waar ons dan ewig saam met God leef. Wanneer hierdie tyd aanbreek in jou lewe van jou eerste dood, 'n dood waar jy jouself neersit voor die Here. Sê Here, ek leef nie meer vir myself nie, maar vir U. Dink ek is daar alreeds hierdie stukkie belofte wat waar word. Want dan ontvang jy die Heilige Gees. En leef jy saam met hom dag vir dag hier op aarde. Ons leef vanuit Jesus se oorwinning aan die kruis. Ons leef vanuit sy opstanding. Ons leef vanuit sy hemelvaart
met die wete dat daar niks is wat ons uit sy hand uit kan wegruk nie. Ons leef vanuit die oorwinning. En daarom dan die opdrag vir my en vir jou. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. In Handelinge lees ons dat Jesus die disippels aangestel het om sy getuies te wees in Jerusalem sowel as in Judea en in Samaria en die uithoeke van die aarde. Daar is nog baie werk wat in hierdie klein rukkie gedoen moet word. Maar gelukkig hoef ons hierdie taak nie alleen aan te pak nie. Maar wanneer jy aan jouself gesterf het en jy leef vir Christus, dan kan jy nie anderster as om hierdie opdrag op jou lewe te hoor en dit te gaan uitleef nie. Om sy getuies te wees hier, kom ons maak dit eenvoudig. Ons maak dit ons dorpe, ons name wat ons ken. Wie is my getuies hier in Langebaan? In die Weskaap, in Suid-Afrika, tot in die uithoeke van die wêreld. Ek dink vir die disippels moes die uithoeke van die wêreld baie groot en baie ver geklink het. Maar vandag is dit vir ons so prakties en so maklik om te weet, die erediens word opgeneem en hy word 10-1 deur iemand aangestuur vir iemand in 'n ander land wat dit gaan luister vandag. Jou fotootjie wat jy vanoggend begin rondstuur het van dis hemelvaart en dink daaraan en vier dit saam met my, is 'n fotootjie wat dalk by jou begin het in Langebaan draai en wat baie vinnig tot in die uithoeke van die wêreld versprei. Ons opdrag is een wat ons nie met lam lê nie. Ons opdrag is juis vanuit dit wat ons vier vandag. En dan juis die wete dat die Heilige Gees as waarborg vir ons gegee word, dat ons moet weet, ons hoef dit nie alleen te doen nie. Die 2020 vertaling praat van die Heilige Gees as parakleet. Dit beteken voorspraak, pleitbesorger, trooster en iemand wat geroep is om bystand te verleen. Nou in my Pinkstervoorbereiding is ek besig met Moses en hoe die Here vir hom iemand gegee het om saam met hom te stap om die pad vir hom by die Farao oop te maak, om vir hom te help om te praat, om hom by te staan. En dan dink ek, joh, die Here het vir hom iemand in vlees gegee om by hom te staan. Maar hier in Handelinge gee God vir ons sy Gees. Soveel meer, nie 'n mens nie, maar sy Gees as voorspraak, pleitbesorger, 'n trooster, iemand wat geroep is om bystand te verleen. Wanneer ons met ons tema gewortel in God hierdie teks lees en weer oordink, dan besef ons dat ons slegs gewortel in God kan wees as ons besef, maar hy het vir my 'n plek gaan voorberei. Net soos wat ons vir onsself sê, hy het vir my gesterf aan die kruis. Moet ons onsself herinner, hy het vir my 'n plek gaan voorberei en moet ons onsself herinner, hy het vir my sy Heilige Gees gegee sodat ek nie alleen hoef te wees nie. Een ding wat 'n dominee mee baie te doen kry, nou kan ek maar vir die ander dominees ook praat, is lidmate wat na ons toe kom en sê, maar dominee, jy moet asseblief die vleisvereniging se vergadering kom open vandag. Want net dominee kan dit doen. So asof net ons die Heilige Gees het. Of dominee moet asseblief voorvat hierso, of dominee moet asseblief hierso kom praat,
Of ek kan nie soos Dominee nie. Dieselfde Heilige Gees wat in my leef in jou, in elkeen van julle. Moenie ontsteld wees nie, moenie bang wees nie. Hy het vir ons 'n plek gaan voorberei en hy gee vir ons die voorspraak, pleitbesorger, trooster, iemand wat geroep is om ons by te staan en ons bystand te verleen vir elkeen van ons. Tydens die hemelvaart mag dit dalk lyk of Jesus ons verlaat het. Maar eintlik het hy vir ons soveel meer kom gee deur die gawe van sy Gees. Die Heilige Gees is in ons harte gegee as 'n waarborg van wat ons nog sal ontvang. Wat beteken Jesus se hemelvaart vir ons? Vra die Heidelbergse Katekismus. Wanneer ons om ons kyk en ons vra vir onsself die vraag, Here, waar is U? Wanneer dit donker om ons voel, wanneer die een mislukking na die volgende tref, die een terugslag na die volgende, wanneer dit voel of jy net bo kom en dan voel dit of jy weer onder toe getrek word. Hoekom lyk die wêreld so, Here? Het U ons gelos? Dan dink ek kan God die vraag anders te omvra. Hoe lyk die wêreld? Hoekom lyk die wêreld dan so? Het julle my gelos? God hou ons vas. Jesus se woorde en opdrag verander en herinner ons aan sy verlossingswerk, maar ook die opdrag dat ons moet vashou aan hom en ons met sy hande en voete wees hier op aarde. Ons het die verantwoordelikheid om uit te gaan en die verskil te gaan maak. Ons moet gaan getuig. Die Gees sal oortuig. Ons is nie alleen nie. Die Heilige Gees leef in ons. Hy het vir ons 'n plek gaan voorberei. Maar sy Gees loop vir ons hier op aarde vooruit. Maak jou oë oop en kyk waar is hy reeds besig. En wees saam met die Here besig. Of dit 'n oproep is, 'n WhatsApp, 'n drukkie, 'n blom, 'n bord kos, 'n koppie tee. Wat dit ook al is, wat die Here op jou hart lê vandag, om te gaan doen as sy getuie, gaan doen dit. Ek vra dat ons vir 'n oomblik stil word, en ek wil vir jou vra dat jy die Here sal bedank, vir hom dankie sal sê vir dit wat sy hemelvaart vir my en vir jou oopgesluit het. Sê vir hom dankie vir daai voordele wat die hemelvaart vir ons gee. En bid dat die Heilige Gees jou sal motiveer en sal toerus om te gebruik as getuies in hierdie wêreld. Ek sluit af met hierdie gebed van Koos van der Merwe, spasies.
Maak my spasies tog U blyplek. Maak my tree oor Heer U reis. Kom genadig na my lewe, lei my paaie na U huis. Breek deur die grense en geheime. Kom na plekke waar ek vrees, waar ek donker is en sondig. Sal U Heer ook daar kom wees. Amen. Kom ons staan en ons sluit ons af met die lied I Surrender. Geliefde gemeente, op hierdie dag vier ons die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, wat nou aan die regterhand van God die Vader sit en vir ons intree. Wanneer ons nou uitmekaar gaan, mag ons die vreugde en hoop van sy hemelvaart in ons harte saamdra. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf en opgestaan het, sal met julle wees. Die liefde van God die Vader, wat Jesus na die hemel geneem het, sal julle omvou en bewaar. Die gemeenskap van die Heilige Gees, wat deur Jesus na ons gestuur is, sal julle lei en versterk. Gaan uit vrede.
Gaan uit in vrede met die wete dat ons Verlosser in die hemel vir ons intree en dat hy eendag weer sal kom. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here,